Alright, kom ons gaan aan. Ek gaan nou vanmôre, ek het nou 'n bietjie hersiening opgestapel want ek wil sekere dinge wil ek hê moet by jou beginsels word, by ons almal. Jy weet as jy een keer preek vandag, jy weet een keer preek oor 'n ding, dan sit seker ek dink jy het 0,5% kans op welslaag. As jy 'n tweede keer daaroor preek, dan het jy miskien bietjie meer. Maar daar's sekere goed in die woord wat by ons beginsels moet word. Dat jy dit nie vergeet nie. Dat die woord dit in jou inskerp en die groot ding is, dit moet jou lewe verander. Né? Die woord moet vlees word. Met ander woorde, die woord moet in jou, hy moet nie net in die Bybel staan nie, hy moet nie net deur iemand op 'n kansel gepreek word nie. Die woord moet in jou verandering bring en deur jou gelewe word. Dan sal die woord vlees word. Ek het nou eendag 'n mooi ding gesien. Is my selfoon nie naby. Ek wil gou vir u dit net lees. Dit was so cracking. Luister gou hierso. Dankie. Wat sou Paul Kreer gesê het as hy in die kerk was en hulle vat 'n selfoon en soek iets op. Kyk gou na hierdie stelling. Ek weet nie wie die ding opgesit nie, maar kyk hier. If someone could only see your actions and not hear your words. As iemand jou nooit hoor nie, maar net na jou lewe kyk. What would they say are your priorities? Ander woorde, jy kan baie dinge sê, maar die way hoe jy doen wat jy doen, en daarom sê die Here, ek sal elkeen vergeld na sy werke. Na sy werke. God is nie geïnteresseerd in ons woorde nie. God is geïnteresseerd in ons lewenswyse. So as iemand na jou kan kyk, hy kan jou nie hoor nie, maar hy kyk na jou lewe. Wat sal hy sê is jou prioriteite? Sal daai lysie dieselfde wees as wat jy sê? Want wat jy doen is wat jy eintlik wil hê in die lewe. Nie wat jy sê nie, wat jy doen is wat jy eintlik wil hê in die lewe. En so hoe gaan dit lyk? Jy weet ons sing vanmôre, ons sing I'm desperate for you and I'm longing for you. Kinders van die Here sing graag die goed. Kyk, as jy kyk na hulle lewe, dan is dit nie so nie. Ek sal nooit die ding vergeet nie, en ek het dit al baie met u gedeel. 'n sekere teacher of 'n rabbi of wat ook al, het hierdie student van hom gehad, en hy sou hom die dag leer oor om God te soek en so aan. In elk geval, hulle gaan swem, en toe hulle in die rivier of waarever hulle swem is, toe vat die rabbi die leerling, toe vat hy hom en hy druk hom onder die water. En die student of die disipel is hy onder die water en hy dog, okay, ek weet nou nie wat is dit nou nie, maar gaan seker nou opgelig word. En dit hou aan, en dit hou aan, en dit hou aan. Nou jy weet wat gaan gebeur, né? As daai ou jou nie 'n gap gee nie, gaan jy 'n gap maak om suurstof te kry. En naderhand toe breek hierdie ou los. Ek weet nie wat hy gedoen het nie, en toe hy uitgaan. En die rabbi sê vir hom, as jy na God soek, soos jy vandag jou suurstof gesoek het, sal jy hom vind. As jy na God soek, soos jy vandag jou suurstof gesoek het, sal jy hom vind. So ons sê en ons sing, ek soek God. Maar as iemand na ons prioriteite kyk, wat sal hy sê? As iemand na ons dade kyk, en wat ons doen, wat sal hy sê teenoor wat ons sê, en wat ons sing? En ek dink, persoonlik, verskoon my as ek dit sê, maar ek dink tussen daai twee is daar een baie groot gaping. En as die woord moet vlees word, dan moet ons daai twee bymekaar kry. Dan moet ons leef wat ons sê. Die woord moet vlees word. En daarom
is daar sekere dinge wat nie net gepreek kan word nie. Dit moet, weet jy wat doen jy met kos? Nommer 1, jy neem kos in. Nommer 2, jy, inneem het nou die proses van vat en kou en what have you. Dan die tweede ding is, jou kos word verteer, is dit reg? Kos moet verteer word. Die derde ding is, die kos moet geassimileer word. Ken julle daai woord? Met ander woorde, jy kan die kos verteer, maar nou moet jou liggaam die proteïene wat jy ingeneem het, vat en verwerk. Na die verskillende plekke toe vat waar jy nodig het. So nou moet daai kos vlees word. Die slegte goed wat jy ingeneem het, die goeie goed wat jy ingeneem het, die coke en die paai, moet reg. God, oh Lord, what am I saying? Nou is ek klaar honger. Okay, die goeie goed moet sy plek vind in jou liggaam. Ander goed en sovoorts. Julle verstaan die proses. So, jy kan nie net kos inneem en kos verteer nie. Jou liggaam moet kos assimileer. Die kos moet sy werking hê. Julle al gesien? Is dit Jakobus wat sê, as dit tot volle werking, wat is die skrif? As dit tot volle werking gekom het. Die kos moet sy werking hê in jou. Dis hoekom jy eet. Dis hoekom jy baie keer 'n dieet volg of reg eet of al die goed. Okay, so net so met die woord. Jy moet die woord inneem en dis hoekom jy die woord moet hoor. So kom jy die woord moet hoor en ander plekke van inname, maar die Bybel sê geloof kom deur die gehoor. Geloof kom deur die gehoor. Daarom is dit belangrik en ons noem dit nou kerk toe gaan, waar deur gebrek aan 'n beter woord. Maar die gemeentelike samekoms waar die woord uitgaan en verkondig word, is belangrik. Dit moet 'n prinsipel in jou lewe word. Julle hoor wat ek wil sê. Dit moet een van die beginsels in jou lewe word, dat jy daardeur verder, en dan moet jy die woord daar kry, en jy moet met die woord gaan werk, en hom verteer, jy moet hom eet. Julle al gelees daai skrifte, né? Toe ek die woord vind, het ek dit geëet, en so aan. Is baie goed in die woord daaroor. Okay, en dan moet die woord in jou vlees word. As ons net, luister mooi, as ons net preek, dan is ons die grootste fools wat daar is. En by fools bedoel ek nie domme, ek bedoel dit nie lelik nie, ek bedoel mense wat hulle tyd mors. Ek bedoel mense wat oneffektief is. As ons net preek, is ons die grootste fools wat daar is. Ek bedoel nie, asseblief, hoor nou my mooi. Dan is ons so oneffektief, geweldig oneffektief. Maar ons preek, sodat die woord gehoor kan word, geloof gebou kan word, om daai woord in te neem en te assimileer. Okay, so daarom herhaal ons. Petrus sê, ek sal julle deur herhaling opwek. So as ek jou kan kry om die goed te onthou, dan het ek al klaar iets gewen. En dan die gewillige ou wat sy grond beskerm. Lukas 8, die saaier, wat sy hart in 'n edele toestand hou en voorberei vir die woord. Hy sal dan verder gaan en met die woord werk en hy sal vrug dra. Die ander ou sal langs hom sit en dieselfde bly vir 200 jaar. Tot Jesus kom. Dieselfde bly. Daarom is daar 160 en 30voudige vrug en daar's ander ouens wat dalk in die kerk gebly het, but worries choked the word. Onthou jy dit? Goed het opgekom, onkruide goed, en dan sê hy, Jesus sê, die Engels sê, worries choke the word. Druk die woord dood, so die woord se hoor het hom niks gebaat nie. En dis hoekom ons in hierdie seisoen is, ons klem nie op sang, en ons klem is nie op al die ander goed nie, ons klem is op die woord.
Want is die woord van die Here wat jou kos moet wees en wat jou laat groei. Alright. So ek wil graag beginsels bou en daarom wil ek so bietjie sny en kom by wat ek graag wou gedoen het wat nog vars by ons is van laasweek af. Ons het laasweek 'n belangrike ding gepraat en dit is die wen of die verloor van die siel. Ons is besig om te praat oor die siel en ons het gepraat oor die wen of die verloor van die siel. Is dit moontlik om jou siel te verloor? Ja. Baie. En ek wil graag hierdie ding uitbrei met u vanoggend. Uitbrei en instamp dat jy verder kan gaan werk met hom, want ons moet ons siele oppas. Is dit reg so? Onthou jy van die darling? Een vertaling sê my soul, my darling. My darling, die Afrikaans sê my enigste en kosbare lewe. Nou die siel is die lewe. So hy gebruik baie keer lewe in die plek van siel. En daai lewe, dis interessant in die Nuwe Testament. Ek wil een of ander tyd met u praat oor wat het in Getsemane gebeur. Wat het in Getsemane gebeur? En een van die goed wat 'n ou baie duidelik moet onderskei. Jy sien, as jy Afrikaans lees, dan lees jy die woord lewe. As jy die Grieks lees, wel ek kan hom nie lees nie, maar ek kan hom met hulp ondersoek. Kan lankie met daai les onthou nie. Okay. Maar as jy die Grieks lees, dan's die een lewe nefesh. Nefesh is die siel. Né? Wat is hy, as dit nou is nefesh nou Hebreë. Ek kan nie onthou nie, maar in geval. Die ander een is Zoe. So die een lewe wat hy van praat is die sielslewe, die eie ek lewe. The life of the soul. En daarop is die Ou Testament baie sterk, want daar was nog nie wedergeboorte in die Ou Testament. Okay, wat is nou 'n ander storie. Die eie ek lewe en die ander lewe, die Zoe life, is the God life. Né? So Jesus sê ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê, is Zoe. Né? Die ander een, Sugai is die ander een, sorry, nefesh is die Hebreë, Sugai, waarvan sielkunde en al hierdie goed afkom, Sugai, julle hoor die woord. Die Sugai lewe is die eie ek lewe, wat ek en jy moet prys gee om die Zoe te hê. Wat Johan vandag gepraat het van die volheid, né? Jy moet die eie ek lewe prys gee. En daai was die groot exchange wat in Getsemane gebeur het. Baie interessant. As ou daarna kyk, maar ons sal 'n ander keer daarby kom. So om te praat van die lewe, as ons praat van lewe en ons praat van kan ek my siel verloor, dan praat ons van hierdie sielslewe. Kom ons lees gou Matteus 16. Vers 21, slide 31, sorry Baris. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die 3de dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf. Dis nou net nadat Jesus vir hulle gevra het, wie sê julle is ek? Toe kry Petrus hierdie mighty openbaring, eers die Gees van die lewende God. Toe vat Jesus hom en hy sê vir hom, op hierdie rots sal ek my kerk bou en so voort. Nou, dis interessant, hy kry die openbaring by God, né? Maar die volgende oomblik operate hy in die vlees, in wat hy dink is reg. Dis amazing hoe 'n mens is, en dis omdat ons siel en gees is. Mens is 'n verskriklike interessante ding. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, dis nou net na hierdie wat hy vir Petrus sê, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my net na dit, gaan weg agter my, Satan. Nou is dit obviously, hy praat met Petrus, maar hy praat nie met Petrus, die mense, julle hoor wat ek wil sê, maar hy praat met hierdie soul life, wat plek gee vir die werking van die vyand. Okay, kyk, want kyk wat sê hy,
is vir my 'n struikelblok. En dis nie Petrus nie. Maar weet jy wat is dit? Dis goeie bedoelinge baie keer. Dis sielsgoede wat hy nou aanspreek. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, daar's hy. Nou, dis Petrus wat dit nou gedoen het, fair, maar ons almal doen dit. Jy is my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Die siel bedink die dinge van mense. Hy het goeie bedoelinge, hy het menseverhouding, hy het, amper sê ek nou menseregte, ek wil nou nie 'n pigeon nie, nie kat in die pigeon ook gooi nie. Maar in elk geval, al hierdie goed kom uit dieselfde stam, uit die boom van kennis van goed en kwaad. Alright, so, toe sê Jesus vir sy disippels, hoor nou, toe die ding nou gebeur het, toe sê Jesus, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Sê gou halleluja asseblief. Of skree halleluja as jy wil. Jy moet jouself verloon. Daai self is die soul life. Dis die soegheid. Dis hierdie ding wat dink, wat sal die beste wees om te doen? My meester kan nie kruis toe gaan nie. Of whatever, ek noem nou net 'n voorbeeld wat hier betrekking het. Hy kan nie kruis toe gaan nie, dit sal nooit gebeur nie. Het jy al die term gehoor oor my dooie liggaam? Meantime is dit die missie waarmee hy gekom het. En nou wil die siel hom voorskryf. Kan jy dink wat sy chic dit is? Maar dis hoe die siel opgemaak is. En dan sê die siel, het jy al dit gehoor? Jy is my so skitterend. Dan sê die siel, ek wil jou net help. Ek wil jou net help. Luister, ouens, baie keer, luister mooi, baie keer in ons huise, dan kom hierdie ding na vore. En ons beweeg in terreine waar ons nie moet wees nie, want ons kom met die bedoeling om net te help. Ons moet die orde van God in ons huise handhaaf. Jy kan maar tussen die lyne lees, maar ons kan later daaroor praat. Daar's 'n goddelike orde, en as daai orde nie gehandhaaf is nie, kan jy die beste bedoeling hê wat jy wil, you're out of line. Okay, daai gaan nie baie goed af nie, as ek na die byklanke luister nie, maar dis feite. Nou kom ons is nog besig met die skrif. Ons gaan nie vandag halfpad kom nie. Kyk, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe, sy sielslewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil, dis verloor, sal dit vind. Dis nie jou lewe, die feit dat ons lewe in asemhaal nie. Hoekom moet ek my lewe red? Wat bedreig my? Julle verstaan wat ek bedoel? Daar's niks wat my fisiese lewe, die feit dat ons lewe, wat my nou bedreig nie. Ek het geen rede om my eie lewe te red nie, te probeer red nie. Maar dit praat van 'n ander lewe, dit praat van daai sielslewe, daai ding wat homself altyd wil handhaaf. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Die Engels sê, or loses his soul, né? Of wat sal 'n mens gee? Kyk hierso. Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Waarmee sal jy jou siel gaan loskoop as jy hom verruil het vir iets? Okay, dis die goed wat ons vanmôre moet vra. En ek het vir julle 'n paar vertalings, en verskoon nou, ek het baie studie oor gedoen, en ek gaan vir u hiervan gee vanoggend. Laat ou mooi na die ding kan kyk. Wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Van die Engels sê, what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Ek gaan vir die ander vertalings lees gou. Die Good News sê, what will
what will people gain anything if they win the whole world but lose their life? Their life. Of course not. There is nothing they can give to regain their life. Baie belangrik, ons moet mooi oplet op hierdie goed. Die message sê, what kind of deal is it to get everything you want but lose yourself? What could you ever trade your soul for? Jou soul is jou darling. Hy's onkoopbaar, dit het die bloed van Jesus gekos. Waarvoor sal jy hom trade? En nou die konnotasie, en ek gaan vir dit nou weer wys soos laasweek gesien, maar nie daarop uitgegaan nie. Die konnotasie is, mense trade hulle siel vir die wêreld. Wat is die wêreld? 1 Johannes 2 vers 15, 16, 17, dis die grootsheid van die oë, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, en wat is die ander een? Kom. Ek hoor nie. Sorry, julle moet hard praat. Skree. Julle kan maar skree in die plek. Want die ou wat hier bo staan is doof. OK. 1 Johannes 2 vers 15. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, vers 16, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. Begeerlikheid van die vlees, begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. So, daai 3 goed, dis die goed waarvoor mense hulle siel tryd. En daai 3 goed behels the soulish life. Né? Dis 'n omvatting van die sielslewe is 'n omvatting van al daai goed, die eie ek ensovoorts. Die lewe wat jou siel graag wil lewe. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? Is anything worth more than your soul? As die woord jou siel jou darling noem, né? Dan vra hy die vraag, is anything worth more than your soul? Ouens, ek hoop na hierdie preek gaan jou lewe verander. Regtig, ek hoop ons gaan begin kyk wat ons met ons siele doen. Ek is, sorry gou, ek noem nou goed soos ek gaan, soos dit by my opkom. Ons is in 'n situasie gewees, ek en Karen, waar iemand in 'n groep werk. En dit het julle seker al baie gesien. Waar mense saam is, saamkom vir een of ander rede, sê maar soos by 'n werk, gaan persoonlikhede altyd uitpop. Is dit waar? Is dit waar? En jy gaan 'n moeilikheidmaker kry. Jy gaan dit en dat. Jy weet, oom Ralf het daai tyd met die selkerk. Ek weet nie of julle kan onthou nie, toe hy so prentjie gehad van 'n klomp ouens wat op 'n stoele sit in 'n sirkel wat nou 'n sel verteenwoordig. En een ou het 'n uil se kop gehad. Dit was die wise old owl. Nou, dit kry jy in elke groep. En dan kry jy die ou, en dan kry jy daai ou, en dan kry jy die oorprater, en jy kry die, en so aan. Nou, ek en sy was in 'n situasie, waar in so 'n groep, was daar iemand gewees, wat altyd, die moeilikheid het altyd in daai persoon gekom. Die ontstigting van die groep. Julle hoor wat ek sê. En dit kan meer as een ou wees, maak nie saak nie, maar in die situasie was dit, een persoon het altyd, was die oorsprong van die moeilikheid. En nou baie keer kan die groep nie vorder in wat hy moet doen nie,
want hy moet die heeltyd krisisse handle. En ek weet julle relate met wat ek sê, want julle is op werkplekke en goed. Daar's altyd daai ding, en nou is die probleem, luister nou mooi, nou wil ek dit sê. Nou is die probleem, hierdie persoon, as jy in sy oë kyk, jy kan dit sommer in sy oë sien, jy kan dit in sy hele lewe sien. Dis 'n ou wat gebatterd en gebroes is deur die lewe. Né? So as so 'n persoon nie by die Here kom, en die Here hom na waters waar rus is toe vat, en hy waarlik genesing kry van daai ding nie, sal hy sy hele lewe lank in moeilikheid vasloop. En die een ou na die ander sal hom afdank of hom wegjaag of wat ook al met hom doen. Dit sal die patroon van sy lewe wees. Maar die hartseer vir my is, hy kan dit nie help nie. In die sin van, hy kan dit nie help vandag nie, want hy het nie sy siel opgepas, hy het nie geweet van die goed nie. En hoeveel van hulle is daar in die lewe, hoeveel van hulle is daar in Mosselbaai? Jy sien, en dan sê mense, dan sê ons die kerk is irrelevant. Die kerk moet relevant word en hierdie goed gesond maak. En dit is vir my so verskriklik. Ek sê vir Karen, kan jy dink so 'n persoon, dit sal altyd hulle lewenspad wees. En ek sê, luister mooi, moet nou nie sê, totdat Jesus hulle pad langs kom nie. Dis fyn, so 'n persoon kan gered word, en wedergebore word of wat ook al, maar daai goed moet genees word. Daai goed moet gesond gemaak word. So die siel is die manier hoe ons hier op aarde lewe en relate. En as ons nie ons siel oppas nie, dan gaan dit altyd ander mense wees. Offense, onthou julle offense? Dis een van die major wegkruipplekke van die siel. Dit gaan altyd ander ouens se skuld wees. In hierdie ou se lewe gaan dit altyd ander wees wat hom onregverdig behandel. En nou baie keer in 'n kerk opset, dan kom sulke goed uit, dan is ouens vies en hulle loop daar buite rond en hulle beskuldig en hulle beswadder almal wat in die kerk is wat hulle so behandel het. Hallo. Daar's vandag in die wêreld meer offended ouens wat in die kerk was as wat daar vandag in die kerk is. As wat daar mense in die kerk is, daar's meer offended ouens daar buite. En ek praat nie van ongelowiges nie. Meer offended ouens daar buite as wat in die kerk is. En dis jammer hierdie goed. Hoekom dink julle sê die Bybel, die woord van God is lewend en kragtig en dring deur tot die skeiding van siel en gees? Wow. Dit help jy dryf duiwels uit. In so 'n geval nie. Dis nie 'n duiwel nie. Dis 'n plek wat 'n persoon maak vir 'n demoon om deur te werk. Hoor julle wat ek sê? Daar kan, en dit kan later, ek sê nie daar is nie iets soos dit nie, maar dis baie keer moet jy die hek toemaak. Die hek toemaak vir die werking van die vyand deur hierdie goed. 'n onbestendige, luister mooi, 'n onbestendige siel is 'n gevaarlike ding. Dis 'n geweldige gevaarlike ding. Daarom is die onus op die kerk, en sê ons hierdie goed so baie, hoe ons kinders grootmaak. Ons moet ons kinders
bestendig, met 'n bestendige persoonlikheid die lewe instuur. Liewe moeder, jou dogter kan nie jou stilstype sien en dieselfde wy gaan nie. Maggies man. Nou is ek sommer kwaad van vooraf. Weet jy, daar's niks wat my so vies maak soos hierdie goed nie, want almal rondom jou moet suffer, want jy het stilstype. En dan tel daai klein kind dit op en dan raak sy net so. Is dit waar? Ja, is waar, skud jou kop so. By wat jy was ons laas, Baris? Help my 'n bietjie preek, jong. Was ons by die ERV? It is worth nothing for you to have the whole world if you yourself are lost. You could never pay enough to buy back your life. You could never pay back wat die hele wêreld jou bied. As jy jou siel verkoop vir die wêreld en jy het hom verloor, dan kan jy alles in die wêreld gaan vat. Al hierdie karre wat hier buite staan, hierdie gebou, die hele Mosselbaai, die hele Weskaap, die hele Suid-Afrika, die hele wêreld, en dit omsit in geld as jy wil of wat ook al, en sê, kan ek asseblief my siel terugkry? Dis dit nie werd nie. Dis dit nie werd nie. Die Weymouth sê, why, what benefit will it be to a man if he gains the whole world but forfeits his life? Hierdie is 'n belangrike woord, forfeits. Dis die woord prys gee. Prys gee. Prys gee. Ek kan my siel gee. Siel is nie so baie werd nie. Laat ou dink aan Esau. Maar die Bybel sê, hy het vir hierdie gereg sy honger, sy vleeslike begeerte, hy het sy eersgeboorte reg, sy destiny, sy plek in die family, sy destiny wat in die family of God kon gewees het, in ons ancestry vandag, het hy prys gegee omdat hy honger was. Wat is stupid ruil transaksie? Of transaksie? En daarom sê die Bybel, hy sê, moenie oureerder wees soos Esau nie. Esau het daar's niks opgeteken dat Esau met vroue oureerder gemaak het nie, maar hierdie ding het hom oureerder gemaak. Dis hoe ernstig God dit sien. Or what shall a man give to buy back his life? The CEV say, what will you gain if you own the whole world but destroy yourself? Destroy yourself. What would you give to get back your soul? What would you give to get back your soul? Die Bybel sê Esau het berou uit vurig begeer om berou te hê met trane. Hy het dit vurig met trane begeer om die transaksie te reverse. Vurig met trane begeer. Ons sal later, ek dink ek gaan vandag daarby kom nie. Onthou daar's 'n skrif wat sê in Hebreërs, hy sê as jy teruggaan na goed toe, as jy jou siel verkoop, as jy teruggaan, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Okay. Philip sê, for what good is it for a man to gain the whole world at the price of his own soul? Ek gaan nou maar al hierdie goed deur, want ek wil hierdie ding instamp. So sorry as ek jou verveel, maar luister na hierdie goed, en ek doen dit spesiaal vir die ou wat na die tyd weer gaan luister en werk met hierdie goed. What could a man offer to buy back his soul once he had lost it? KJ3 sê, seker King James 3, for what will a man be benefited if he should gain the whole world but forfeits, daar's dit weer prys gee, forfeits his soul, or what will a man give as an exchange for his soul? As an exchange. The New International Reading Version say, what good is it if someone gains the whole world but loses his soul? Or what can anyone trade for his soul?
What can anyone trade? Jy weet, dis soos 'n ruiltransaksie, soos 'n trade, soos 'n, wat noem jy dit, 'n besigheidstransaksie, né? Wat byvoorbeeld, wat die vyand kom en sê, ek sal jou hierdie goed gee, maar gee my jou siel. As jy sy aanbod aanvaar het, is jou siel in elk geval gone. Dink nou, hy kom by Jesus en hy wys hom al die koninkryke van die wêreld. Hy sê, al hierdie goed, dis aan my oorgegee. Adam het dit aan hom gegee, hy het die God van hierdie wêreld geword. Al hierdie goed, met ander woorde nie, die aarde behoort aan die Here, maar die wêreldstelsel behoort aan die duiwel. Julle hoor wat ek wil sê, he's the God of this world. Okay, so, en hy sê vir Jesus, check nou, hy sê vir Jesus, al hierdie goed, sal ek jou gee, as jy neerval en my aanbid. If you will trade your soul, you can have everything. En weet jy wat is die ding is daarvan? Die crux daarvan is, as Jesus dit gedoen het, was hy in elk geval gone. Julle hoor wat ek wil sê. Hy sou nie, die deal sou nie gewerk het nie, want by die duiwel is daar geen deal nie. Sy anti, hy's 'n leienaar van die begin af. Hy en sy anti. Okay, so daar's geen deal nie. Maar ons dink daar's 'n deal. Die oomblik wat jy die deal vat, is hy gone. Dit is baie belangrik om hierdie goed te besin. Daai WTNT, what shall it profit a man if he should win all the world, so he lose his own soul? Or else what shall a man give to redeem his soul again? Kyk net in die mooi woorde wat hulle hier inkom. What shall a man give to redeem? Weet jy wat is redeem? Is loskoop. Christus het ons losgekoop met sy bloed. Nou gaan trade ons siel. Nou waarmee sal jy nou weer jou siel loskoop? Jy kan hom nie weer redeem nie. WNT sê, why, what benefit will it be to a man if he gains the whole world but forfeits his soul? Or what shall a man give to buy back his life? What shall a man give to buy back his life? Jy weet, ek dink nou aan 'n situasie wat iemand wat ek ken was in 'n gemeente gewees. En voorganger in die gemeente voordat daar 'n pastoor was, of die voorganger in die gemeente was, het in sonde geval met iemand in die gemeente, jong vrou. En toe smash dit nou alles en die persoon gaan toe aan en eendag toe keer daai ou terug. En hy kom na die ou toe wat toe nou voorgaan in die gemeente en hy, lang storie, maar die persoon sê hy het nog nooit iemand so gesien huil en breek oor wat hy verloor het en wat hy gedoen het nie. Maar daai ou kon nooit weer op sy voete kom nie. Hy kon nooit weer geestelik ergens kom nie. Ouens, hierdie goed is ernstig. Bewaak jou hart. The Expanded Bible say, it is worthless to have or gain the whole world if they lose their souls. They could never pay enough to buy back their souls. The International Children's Bible, he could never give enough to buy back his soul. Okay, so is amper klaar. Die NLV sê, for what does a man have if he gets all the world and loses his own soul? Or what can a man give to buy back his soul? What can a man give to buy back? Look what the voice says. Look, does it make sense to truly become successful, but then to hand over your very soul? Chirian, what is your soul really worth?
What is your soul really worth? Dis die vraag wat jy moet gaan vra. Die besef wat jy vandag moet maak. What is your soul really worth? Die Nuwe Lewende Vertaling sê, wat sal dit jou help as jy alles in die lewe bereik, maar jy ly skade aan jou diepste menswees? Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie. Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie. Nou goed, ek wil gou vinnig hierdie klompie vir u lees as 'n groep. Wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Give in exchange for his soul. Give to regain their life. What could you ever trade for your soul? En ons het nou almal gehoor, ek sal dit vir jou op die groepie sit, dat jy dit weer kan lees daarna. Kom ons kyk gou. Wat sê die Woest vertaling? En dan maak ek klaar hiermee. Then Jesus said to his disciples. Dis nou hierdie stukkie, né? Vers 24 tot 27. If anyone is desiring to come after me. Vat nou hierdie stukkie en gaan swat hom bietjie op, want ek gaan volgende week van hier af verder met goed wat ek graag met u wou gedoen het. If anyone is desiring to come after me, let him forget self and lose his own interests, and let him pick up his cross and carry it. And let him be taking the same road with me that I travel. For whoever is desiring to save his soul life shall ruin it or lose it. But whoever will pass a sentence of death upon his soul life for my sake shall find it. Wow! Hallelujah. Whoever shall pass a sentence of death upon his soul life for my sake. So die principle, of course, gaan dit gou aan. For what will a man be profited if he gain the whole world but forfeit his soul life? Or what shall a man give as an exchange for his soul life? For the Son of Man is about, nou kyk nou waarmee koppel Jesus dit. For the Son of Man is about to be coming in the glory of his Father with his angels. And then he shall recompense to each one according to his manner of acting. Sy het nou gepraat oor hoe jy lewe, wat sal anders sê wat jy nie kan hoor nie. According to, he shall recompense to each one according to his manner of acting. Met ander woorde, hoe word die siel present voor God? Deur die manier wat ek en jy lewe. Die Bybel noem dit op 'n ander plek ons werke, né? Ons sal ontvang volgens ons werke. Nou laat ek net gou dit sê voor ek terugkom hiernatoe. Ons het 'n heilige koei geskep in die kerk. Die ding van werke, want ons het heeltemal die, as ek nou sê ons het die eend geruk. Ons het, jy weet, ons sê mos nou, Paulus sê jy kan nie deur werke gered word nie. Okay, en toe het ons gekom en gesê nee, werke tel niks. Dis net geloof, werke tel niks. Terwyl die Bybel sê ons is geskape tot goeie werke. Efesiërs 2 vers 10, geskape tot goeie werke. So met ander woorde, ons kan nie werk en verdien soos die Ou Testament met offers en goed om saligheid te kry nie. Vergeet van hemel toe gaan, dis die woorde wat ons altyd gebruik het, en dit het ons geweldig confused. As jy wil hemel toe gaan, gaan hemel toe, maar moenie dit insit waar die Bybel dit nie sê nie. Okay, ons het gesê, werke is uit. Jy kan niks doen om saligheid te kry nie. Werke is uit. Wat waar is, dis deur geloof in Christus Jesus. Maar dan, as jy gered is, dan is die manier hoe jy lewe en goeie werke geweldig belangrik. Want daarop gaan ek en jy loon ontvang. Is dit reg so? Dis baie, baie belangrik. So dit gaan nie oor werke is uit nie. Jy moet onderskei tussen watter werke en die werke en so aan. Nou goed,
Hy sê hierso, hierdie stukkie, asseblief gaan vat dit, sit dit gou weer daar op, Barries. Dis Matteus 16, ek het daar 2 keer getik, vers 24 tot 27. Matteus 16, vers 24 tot 27, daar's 3 goed, as jy Jesus wil volg. As jy Jesus wil volg. En ek het regtig, ek het 'n probleem met 'n gospel wat net vir 'n ou sê, kom na Jesus toe en jy kry 'n Mercedes. Of jy weet, dis maanskin en rose en al die goed en so aan. Jesus leer nie dit nie. Hy sê as jy my wil volg, is daar 3 goed. Jy moet jouself verloon, jy moet jou kruis opneem en jy moet agter my aankom. En vandag wil ek graag daai 3 met u behandel het, maar ons gaan nie tyd hê nie. Jy moet jouself verloon, jou eie sielslewe. Daai lewe wat wil baas wees, daai lewe wat wil dikteer, daai lewe wat wil kies en wil voorstel en sê goeie werke, goeie bedoelinge en al hierdie goed en so aan. Jy moet vir hom sê, luister, ek volg God. En jy gaan submit aan wat die Here vir my sê. Dis die eerste ding, jy moet jouself verloon. Daar's te veel van self nog in die kerk. Jy moet jouself verloon, jy moet jou kruis opneem en jy moet agter my aankom. Jouself verloon, jou kruis opneem en agter my aankom. Dis die 3 goed. Gaan lees daai stukkie, is 'n wonderlike stukkie hoe Jesus daarby uitkom. En dan vra hy die vraag, wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? My broeder en suster, pas jou darling op. Ek sê weer, as jou lewensmaat langs jou sit, sê vir hom, jy het kompetisie. Pas jou darling op. Want Jesus sê, as jy hom verloor het, waarmee gaan jy hom terugkoop? Jy kan die hele wêreld vat as 'n prys, en dis nie genoeg nie. Want die prys wat betaal is, was my lewe, was my bloed, en jy jou lewe gaan cheaply weggee, gaan goedkoop weggee. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat hierdie woord vanmôre werklik in ons harte sal vaslaan, Here. Dat die woord sal vlees word, dat ons dit sal begin doen, dit sal aangryp, dat ons dit begin, dat dit sal vlees word soos wat ons voedsel, ons liggame voedsel assimileer. So wil ons hierdie woord vat, dat dit sal omgesit word in goeie werke. Vader, help ons dat ons waarlik uitverkoop sal wees aan U. Dat ons waarlik siel, gees en liggaam aan die Here sal behoort. Ons dankie in Jesus naam. Amen.